Maar julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag vandag vir julle ietsie kom sê wat op my hart lê al vir 'n baie lang rukkie, wat my hart seer maak en wat ek glo ook die Here se hart seer maak en hoe hy elke ene tot bekering wil bring en rarig wil hy elke ene moet na hom toe draai. En ek vra die Here vandag my tong sal knoop as ek iets wil sê wat nie van hom afkom nie, dat hy my sal lei en dat hy deur my sal spreek. En ek het die leerstelling of die gedagte wat ek het ek op my rekenaar gesit en ek het die versies daarop gesit. Ek het ongelukkig het ek nou nie 'n superbrein wat alles onthou wat ek lees nie. So ek gaan so hier en daar gaan ek vir julle ietsie gaan ek lees, al die versies lees en vandag wil ek graag praat met almal wat sê hulle glo in God en in Jesus en ek vra dat jy aanhou sal kyk en regtig tot die einde deurgaan en dalk praat die Here met jou deur my. Ek weet nie. Ek is God se instrument. Hy is nie my instrument nie. Hy het my opgeroep en my roeping is Matteus 28 vers 19 tot 20 en waar Jesus vir sy disippels gesê het gaan uit en maak disippels en doop hulle in die naam van Jesus van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hy sal saam met my wees tot op die einde sal hy saam met my wees. Dit is my roeping. En sonder Jesus kan ons nie by God uitkom nie. Daar staan in Johannes 14 vers 6 staan daar, ons is die weg, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons kan nie na die Vader gaan behalwe deur hom nie. En ons almal wil hemel toe gaan, ons almal wil by God wees. Niemand van ons wil in separation van God lewe nadat ons dood is nie. Daar is 'n ewige lewe daarna. En dit is ons besluit om te weet wat se ewige lewe ons deur gaan gaan. Is dit 'n ewige lewe saam met God of is dit 'n ewige lewe sonder hom? En baie Christene sê dat God se genade daar is vir ons en is 100% so. Die Bybel sê so dit is waar, want alles wat in die Bybel staan is waar. Ons gaan Sondag kerk toe en wat ook al daai week gebeur het, lê ons voor die Here se voete neer en ons sit ons hande in die lug en ons prys hom, ons worship hom en hy weet wat in ons harte aangaan en ja, hy weet wat in ons harte aangaan en soms wil ek sak ek my kop in skaamte om te weet dat hy weet wat in my gedagtes is, in my hart aangaan. En dan voel ek weer ek is nie goed genoeg vir die koninkryk nie. En dan besef ek net weer God se genade en hoe hy my elke dag laat opstaan en voortgaan. Maar die probleem is daar is so baie mense wat al Sondag na Sondag kerk toe gaan. En ons buig voor die Here en ons sit al hierdie goeders voor hom neer en as ons klaar uit die kerk uitgaan dan gaan ons net aan met wat ons aangaan, of dit nou onwettige transaksies is by die werk of in jou persoonlike lewe, of dit leuns vertel, of jy moordpleeg of jy pornografie kyk, of jy ander mense se goed begeer, of jy geld najaag, of jy nou per ongeluk 'n one night stand gehad het saam met iemand, jy het gedronk bestuur, jy het uitgegaan en jy het gaan jol, jy was onder die invloed van drank en jy het nie besef wat jy doen nie en jy het voor huwelikse seks gehad of jy bly saam met iemand, jy is ongetroud en jy bly saam met hierdie persoon, en jy het voor huwelikse seks en jy beplan julle lewe saam en julle lewe word buite God se wil beplan. En dan vra almal hoekom val hulle lewe uit mekaar uit, maar hulle doen al hierdie goeders, hulle gaan Sondag na Sondag gaan hulle kerk toe. En dan gaan hulle terug huis en nog slaan hy sy vrou of hy skree op sy kinders of hy slaan sy kinders of die vrou en ek is skuldig daaraan. Ek verloor soms my meer. Maar ons is net mens, maar ons kan nie Sondag na Sondag na Sondag, dag na dag na dag deur hierdie selfde goeders gaan nie. Dan is daar die mense wat waar society vir hulle sê, waar die kultuur sê, nee, jy en jou man, of jy en jou meisie, of jy en jou boyfriend moet saam bly vir 'n jaar of 2 voordat jy weet of jy kan trou. Dan na so 2 jaar, dan vra jy om te trou, as alles reg was, en dan moet julle nog so 'n jaar saam om te kyk of dit gaan werk, en dan kan julle dan nou eventually kan julle voor die kansel gaan en dan voor God beloof julle sal die res van julle lewe saam wees.
Maar intussen het julle 3 jaar, of 4 jaar, of 5 jaar, party mense is oor 20 jaar, beloof aan mekaar, en God glad nie deel gemaak het van hulle belofte nie. Nou wil hulle na al daai klomp jare, wil hulle voor God gaan staan en 'n beloof. En 'n eed aflê voor God. Maar voor dit het hulle nie geworry, of hulle buite God se wil en bepalings, en sy wette bly nie. Ek was daar, ek oordeel niemand nie, asseblief, ek sê hierdie met die grootste liefde en respek, ek oordeel niemand nie, ek was daar, ek ken die komplikasies. As jy na my getuienis wil gaan luister, is op my profiel, dis bo my profiel gepin, asseblief, gaan kyk daarna. Ek was daar, ek het die t-shirt in die kas, ek weet wat se implikasies het dit, om voor huwelikse seks te hê, en om saam met iemand te bly voor die huwelik, ek weet wat dit beteken, en wat dit alles behels. En ek het totaal en al buite God se wil gelewe, en ek betaal vandag 'n baie duur prys daarvoor. En ek wil graag hierdie goeders met julle deel, sodat julle kan besef, dat ek kom met liefde en respek en vermaaning, maar ook met genade, daar is genade, maar ons kan nie God se genade, ons kan nie speletjies speel met God se genade nie. Die Bybel waarsku ons om nie vir mense te luister nie. Die mense in die wêreld is vasgevang. Dit is hoekom dit so belangrik is, dat jy Bybelstudie doen, elke liewe dag, of jou pastoor, jou profeet, jou priester, jou dominee, wie ook al jy na luister. Maak nie saak wie dit is nie. Jy moet self studie gaan doen, en self Bybelstudie gaan doen, sodat God met jou kan gesels, en dat jy jou verhouding met die Here kan sterker maak. God waarsku ons oor en oor, om nie volgens die wêreldse standaarde te lewe nie. 1 Johannes 2 vers 15 tot 16 waarsku Christene om nie sondige wêreld, of die dinge van die wêreld lief te hê nie. Die Christene moet veral waak teen fisiese luste, materialisme en obsessie met selfverheffing. Dan kry jy mense wat sê, God seën my so baie. Ek kon die nuwe huis koop met 'n nuwe werk wat ek nou doen. Ek het my eie besigheid op die kant ook begin. Ek kon nou die nuwe bakkie ook koop. God seën my met my harde werk. Ek kry nie eers tyd om 'n bietjie saam met vriende te braai nie. My fokus is om die maand my take te behaal. Gelukkig kan ek Sondag gaga na kerk, my werk inhaal en 'n bietjie ekstra insit om vir my performance bonus te kry. Vir die einde van die maand, my vrou en kinders is gelukkig. My kinders is in 'n baie great skool. Dit is wel baie duur, maar my kinders is in 'n goeie skool en hulle het daar 'n medies. En jy kan nie vir beter gevra het nie. Hoe dwaas moet jy wees om so deur die lewe te gaan? Jy is gefokus op die verkeerde dinge, my vriend. Jou lewe is vol room en alles wat goed is aan die buitekant, maar hoe lyk dit hier binnekant jou? Wie sit op die troonstoel van jou hart? As jy dink aardse seën gaan jou in die hemel laat bring, dan het jy groot probleme. Dis God se genade, ja. Onverdiende genade. Alles wat jy het, kom uit God se hand uit. Job in die Bybel het ons geleer dat God kan gee en God kan wegvat. Alles wat ons het, behoort aan God. Alles onder die hemele behoort aan God. Wat ook al jy in jou huis het en wat ook al jy in jou kaste het, wat ook al jy in jou poskaste het, jou kar, jou huis, alles behoort aan die Here. Wat help dit jy het al die dinge van die wêreld, maar geestelik is jy dood? God het die mens vir hom gemaak, nie hy vir die mens nie. Ons is sy instrumente, hy is nie ons instrument nie. Hoe wonderlik is dit om 'n God nog te dien, wat nog waarsku en vermaan en mense gebruik om die woord te praat. Sy woord is vol waarskuwings. Hy is die enigste een wat kan oordeel, dis 100% reg, niemand van ons kan oordeel nie. Hoe genadig is hy net nie om van al die dinge wat ons doen, net om te waarsku. Dit is soos om met 'n stoute kind te praat en hy luister nie. Die woord sê op meer as een plek, die wat ore het moet luister. As God vandag met jou praat, moenie jou hart verhard nie. En dan durf die mense vir my sê, maar God se genade is daar vir ons, hou op oordeel. Voel jy veroordeel? Voel jy skuldig? Dis goed so, want dit is wat God se woord doen, is 'n tweesnydende swaard, skerper as enigiets, want dit sal jy in jou lewe nooit kry nie. Hy sny tot by die been. In Judas 1 vers 4, ek het die boodskap vertaling vir dit sê dit so mooi uiteen.
'n klompie vals mense het stil daar by julle in die kerk ingesluip. Hulle is 'n goddelose spul, maar gelukkig het God al lank al besluit wat hy met hierdie mense gaan doen. Sy oordeel wag op hulle. Hulle misbruik die goedheid van God wat ons bewys het, tot hulle eie voordeel. Hulle verdraai dit sodat hulle kan aanhou met hulle smerige sondes. So verwerp hulle ook ons enigste meester en ons Here Jesus Christus. En dan wanneer ek uit die Bybel uitpraat, sê die sogenaamde lou Christen, ek mag nie oordeel nie. Ek oordeel nie my mede-Christen, ek oordeel nie. Ek praat uit die lewende woord van God uit. In 1 Korintiërs 5 sê God se woord, en nie my eie nie, dat ons onder die kan oordeel, wat deel is van die kerk, die mense wat sê hulle is Christene, hulle glo in God, hulle glo in Jesus, wat hulle self Christene noem, die mense wat deel is van die een liggaam van Christus, onder daai mense kan ek oordeel, gaan lees 1 Korintiërs 5. Ek kan hulle reghelp, uit God se woord uit, nie uit myself uit nie. Ek probeer jou reghelp, kind van God, wat sê jy glo in ons wonderlike almagtige God, wat tot alles in staat is, maar steeds teen sy woord leef. God sal nooit ongehoorsaamheid seën nie. Jy lewe in ongehoorsaamheid, maar jy het 'n goeie lewe en kom niks kort nie, dan is daar groot fout. As jy nie in jou hart voel dat jy teen God se woord gaan nie, dan het jy die Heilige Gees nie in jou nie. Die ergste is diegene wat veroordeel voel, en wat veroordeel voel deur die Heilige Gees, maar nie tot inkeer kom nie, want hulle eie belange is meer belangrik as God. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moenie na pype van die wêreld dans nie, moenie lief word vir die dinge wat die wêreld belangrik is nie. As iemand dit doen, kan hy mos nie sê dat hy loyaal teenoor ons Vader is nie. Met wêreldse dinge bedoel ek dit, die begeertes wat deur menslike en wêreldse belange aangeblaas word, sonder om met God rekening te hou. Dit is om alles van jou wat jou oë sien, vir jouself te wil hê, en dit is om heeltyd net met jouself en dit wat jy het te spog. Die dinge kom nie van die Vader af nie, dit borrel op uit die fontein van die wêreld. Maar onthou dit, die aardse dinge is net tydelik. Daarom is die begeertes daarna ook maar net te gejaag na wind. Maar die persoon wat doen wat God vra, sy pad loop saam met God die ewigheid in. 1 Johannes 5 vers 18 sê, tog weet ons ook dat iemand wat God se kind is, nie heeltyd agter die sonde aanloop nie. Die bose kan nie 'n houvas op hom kry nie. Galasiërs 5:19 sê, 'n mens kan duidelik sien watter mense gekies is om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklike seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Ek pleit vandag by julle die diepte van my hart. As jy nie vir my wil luister nie, gaan lees self jou Bybel en doen self ondersoek. Ons kan nie bekostig om so met God se genade te speel nie. Die Vader in die hemel hoor my vandag, wat ek vir julle sê. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag vir julle sê. Om net in Jesus te glo is nie genoeg nie. Die duiwel glo in hom. Die duiwel glo in God, maar hy volg nie God se riglyne nie. Hy volg sy eie kop en hy doen wat hy wil doen. Dit is hoekom hy uit die hemel uitgegooi is, as gevolg van hoogmoed, eie ek en trots. Hy is uit die hemel gegooi, van ongehoorsaamheid teenoor God, en hy wou nie knie buig teen God nie. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat daar net een God is, dit is reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Die bose geeste sidder van angs. Die duiwel weet waantoe hy gaan, want hulle weet ons net een God, en hy klaar oorwin, maar die mens, die skepping, God se skepping, sidder nie, hulle is nie bang meer vir God nie. Hulle weet nie waartoe God in staat is nie. As het swak gaan met hulle, wil hulle God die skuld gee. Hulle wil die duiwel die skuld gee, maar hulle wil hulle self nie die skuld gee nie. Hulle besluit, hulle eie ek het geen toedra tot en met wat met hulle gebeur nie. My mede-Christen, ek praat nie met mense, ek praat nie met anti-Christe, of met mense wat nie glo in God nie, ek praat nie met koue mense nie. Ek praat met 'n lou Christen. Met ateïste en ongelowiges. God sal self vir hulle oordeel.
Maar vandag praat ek met die wat sê hulle is Christene en hulle kom nie God se woord na nie. Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Wie my liefhet, hom sal my Vader ook lief hê. En ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak. Nou die wat sê hulle glo in God en is lief vir God, daarso sê Johannes 14:21, as jy nie sy woord gehoorsaam nie, is jy nie lief vir hom nie. 1 Johannes 2 vers 3 tot 5 sê, en hieraan weet ons dat ons om regtig ken, as ons sy opdragte gehoorsaam. As iemand sê, ek leef in 'n persoonlike verhouding met God, maar nie sy opdragte gehoorsaam nie, voer so 'n persoon 'n leuen lewe en het die waarheid nie plek in sy lewe nie. Wie egter sy woord gehoorsaam, in so 'n persoon se lewe, het die liefde vir God regtig sy doel bereik. Daardeur weet ons ook dat ons baie nou aan hom verbind is. Julle, ek besit niks nie. Ek het op 'n tyd alles gehad wat ek begeer het ek alles gehad, alles wat ek wou gehad het. En in 'n oogwink het ek alles verloor as gevolg van verkeerde besluite, dat ek buitekant God se beskermingsvlek en buite sy bepalings en sy riglyne gelewe het. Besluite wat my eie vlees bevredig. Ek sê nie dat wanneer jy die room van die lewe het, dat dit verkeerd is nie, glad nie. God seën baie mense wat hom volg. God seën baie mense wat hom eerste plaas. Ek ken baie sulke mense en ek is regtig in die diepte van my hart bly vir hulle. Maar nie almal se pad is dieselfde nie, nie almal het dieselfde roeping nie. En dat jy die room van die lewe het en God eerste sit, bid ek dat jy nooit jou seëninge for granted sal vat nie. Ek sê ook nie dat jy eers werklik God dien wanneer jy niks het nie. Die conundrum kom in wanneer ons nie tyd maak vir God in ons eie tyd nie. Wanneer op ons pastore en ons priesters en ons leraars en profete staat maak om vir ons woord te gee en ons drome te beantwoord en vir ons antwoorde te gee. Ons maak op die mens staat en nie in God nie. En die woord sê, vervloek is die een wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. Die Here hoor wat ek vandag vir julle sê. Ek is nie perfek nie. Ek is ver van dit af. Ek struikel daagliks met uitdagings. My impulsiwiteit, my tong. Julle, ek het soos Paulus met sy doring in sy vlees. Die Here het vir hom iets gegee sodat hy plat op die aarde kan bly. Julle kan sy storie gaan lees in 2 Korintiërs 12. Elke persoon het sy eie struikelblokke. Ek was in laas jaar in Oktober, was ek retrench. Ek het nie 'n werk op die oomblik nie. Ek is 'n enkel mamma. Ek het die kar wat ek ry is op my ma se naam. Die Here stel ons in staat om daai kar elke maand te betaal. Ek het nie 'n huis nie, ek het nie 'n erf nie, ek het aardse dinge het ek niks nie. Wat ook al aardse dinge ek het, soos my bed en my klere, moet ek elke dag voor dankbaar wees en elke dag herinner word dat die seun van God nie 'n kussing gehad het om te slaap nie, dat ek daar in my bed het, ek het elke aand kos, ek het 'n kar om mee te ry, ek het petrol. My kind gaan skool toe, my kind se skool word betaal. Ek bly onder my ma se dak, ek is 39 jaar oud, amper. Gelukkig nog nie amper. Maar ek het regtig niks, ek het my lewe as 'n heilige offer vir Jesus gegee. Van 2019 af stap ek 'n reguit pad saam met die Here en ek het my hele lewe vir hom gegee. Ja, ek struikel met elke dag met goeters. Maar dit is hoekom ek voor my bed op my knieë kan gaan sak en al daai goeters by die Here se voete gaan neerlê en hom vra vir hulp, nederig voor hom te buig om te weet dat ek hom nodig het, dat ek 200% op hom staat maak en net op hom kan vertrou en afhanklikheid, ek lewe in volle afhanklikheid van God. Maar die verskil tussen my en ander mense is dat ek het nie net 'n gebedjie opgesê en vir die Here sorry gesê nie. Ek het totaal en al repent. Ek het voor die Here gestaan, ek het vir hom gesê jammer en ek het distansieer van dit af.
Ek het nie teruggedraai en my sondes gaan doen nie. Jy gaan in 'n rigting in en jy kom by jou sondebelydenis en jou repentance en jou bekering en jy kom daar en jy sê vir die Here jy is jammer, dan moet jy in 'n ander rigting indraai en dit nie weer doen nie. Jesus het vir die prostituut gesê, jou sonde is vergewe, maar gaan uit en sondig nie meer nie. Jy kan nie elke keer jammer sê vir voorhuwelikse seks, of pornografie, of leuns, of steel, of al daai goeters, nie dat jy jou Sabbatdag heilig hou, al daai goeters, lê jy voor die Here se voete neer, en jy gaan maar net terug en jy doen dit weer nie. Jy moet in 'n ander rigting ingaan. Jy moet jouself distansieer van jou sonde af. Jy moet in jouself sterf. Jy moet jou eie ek teen die kruis vaspyker saam met Jesus. En jy moet hom toelaat om oor te vat in jou lewe. God het my uit genade uitgered omdat ek rarig berou het oor alles wat ek gedoen het. Ek het was werklik jammer. En ek het rarig tot bekering gekom. Ek het nooit ooit weer teruggegaan nie en teruggekyk nie. Ek lewe in volle heiligheid voor God. Ek het my hele liggaam, my lewe as heilige offer vir God gegee. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê en dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. En dit is presies wat ek gedoen het en lewe al so vir die afgelope 6 jaar. Ek is totaal en al afhanklik van God. Ek vertrou op hom. Dis as gevolg van hom wat ek het. En is as gevolg van hom dat ek is waar ek is. Ek sê nie jy moet so lewe soos ek voor die verhouding met God kan hê nie. Deur my besluite in die lewe het God my kom wys hoe dit is om in volle afhanklikheid van hom te lewe. Want ek het my lewe lank op myself en op ander staat gemaak. My lewe lank het ek uit my eie uitgelewe, myself geprys. Jesus, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het daai werk, ek het selfverryking was deel van my lewe. En ek het op ander mense staat gemaak. Maar my verhouding met God was dood. Jesus het niks op aarde gehad nie. Hy het geweet wat wag vir hom as hy God gehoorsaam en in God se perfekte wil vir sy lewe loop. Dit is waar ek is. Al het ek niks nie, het ek God nog nie een aand my honger laat gaan slaap of skuil in die donkerte sonder 'n dak oor ons koppe nie. My kind gaan skool toe en al sy behoeftes word ook voorsien. My en my kind se lewe is 'n walking testimony. En die beste van alles, hy stel my ouers ook in staat en voorsien vir hulle ook. Hulle is ook afhanklik van God. Ons het nie die bestes in die lewe nie, maar ons het genoeg. Kom uit hierdie wêreld uit. Die woord sê, God se kinders is net besoekers in die wêreld. Jou skatkis moet in die hemel wees en nie op aarde nie. As God eendag besluit, hy gee vir my 'n man en 'n huis en alles wat met dit saamgaan, dan is dit God se besluit. Maar as hy besluit, ek moet vir die res van my lewe alleen loop, oor my dwaase besluite wat ek geneem het, dan doen ek dit ook. Moses het nie die beloofde land ingegaan nie, want hy was ongehoorsaam teenoor God. Wat ook al God van my verwag, dit doen ek. En ek kan geen besluite doen sonder God nie. Ek kan dit nie bekostig om enige besluite te neem sonder God nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil eendag hemel toe gaan. Verstaan my ook mooi. Ek is nie in gevangenskap onder die wet van Moses nie, want die Heilige Gees lei my om die dinge te doen wat reg is vir hom.
Ek is vry van die wet, want ek doen 100% wat God se woord sê en wat God van my verwag. Ek luister na sy stem. Die Bybel sê, die skape sal die herder se stem hoor. Ek wil nie ewigheid apart van God lewe na my eerste dood nie. En ek wil definitief nie die tweede dood deurgaan nie. Ek wil nie die ewige verderf beleef nie. My naam is in die boek van die ewige lewe geskryf en ek wil dit so hou. Ek is nie self-righteous nie, glad nie. Ek gaan val steeds nederig elke dag voor God neer. Want ek is net 'n mens, ek is 'n swakkeling. Ek kan nie eens in die oggend uit my bed uit opstaan sonder God se genade nie. En moet hy my elke dag laat wakker word en elke dag vir my 'n dag gee. Gee ek daai dag vir hom. En ek doen wat hy van my verwag. En julle moet nou mooi luister wat Hebreërs 10 vers 26 tot 39 sê. As ons die regte pad leer ken het en dan aanhou om moedswillig dinge te doen waarvan God nie hou nie, is daar nie meer 'n offer wat wil saak maak dat God hom nie aan die sonde sal steur nie. Al wat vir so iemand oorbly is om die verskriklike woorde van God te hoor, jy is skuldig. En dan die gloeiende vuur in te stap wat die vyande van God gaan verteer. Met die wet van Moses was dit al so dat iemand sonder genade doodgemaak is as 2 of 3 persone saam gesê het dat hulle die persoon iets verkeers gedoen het. Wat dink jy sal dan iemand tref as hy sy neus optrek vir die seun van God? Daarvan kan ons seker wees, hy verdien dit om so swaar gestraf te word. Hy het nie die seun van God beledig nie, maar ook gemaak asof die bloed waarmee Jesus die nuwe ooreenkoms gesluit het, onbelangrik is. So het hy die Gees in die gesig gevat, wat vir hom so 'n groot geskenk verniet wou gee. Ons ken hom, wat gesê het, ek sal straf uitdeel soos dit moet. Ek sal mense terugbetaal vir die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. Verder het hy ook gesê, die Here is die een wat sal besluit wat met sy volk gaan gebeur. Om voor die lewende God te staan as jou saak met hom verkeerd is erger as die verskriklikste nagmerrie wat jy kan hê. Onthou julle nog toe julle pas Christene geword het? Julle het baie swaar gekry, maar niks kon julle wegkry van julle vertroue op God nie. Voor almal het die mense partymal die lelikste dinge vir julle gesê en julle probeer seermaak. Ander kere moes julle die mense help aan wie sulke lelike dinge gedoen is. Party het selfs in die tronk beland en dan het julle hulle ondersteun. Julle het maar net geglimlag toe mense al julle goed kom vat, omdat julle Christene is. Julle kon dit doen, want julle het geweet dat julle in die hemel dinge het wat beter is en wat niemand van julle sal kan wegvat nie. Moet dus nie toelaat dat daar 'n kraakie in julle vertroue op God kom nie. Wie op God vertrou, sal 'n groot beloning by hom kry. Julle moet tot elke prys vasbyt. As julle so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. In die skrif sê God, dit is nog net 'n baie kort rukkie, dan kom hy wat moet kom. Hy sal nie lank draai voor hy kom nie. Die persoon wie se saak met my reg is, omdat hy op my vertrou, sal saam met my leef. Maar as iemand se moed hom begewe en hy nie meer vir alles kans sien nie, moet hy nie verwag dat ek met hom tevrede sal wees nie. Ons is nie van die soort wat bang word en so ons plek by God verloor nie. Ons bly op hom vertrou en sal saam met hom vir ewig leef. Wees leerbaar en vat wat ook al jy by mense hoor en gaan doen selfondersoek in die Bybel. Die Bybel waarsku ons heel teen valse profete. As jy dink ek is vals of as jy dink ek jok, gaan lees jou Bybel. Moenie op my vertrou nie. Die Bybel sê moenie op my vertrou nie. Gaan doen dit self. En as enige instansie, enige kerk, enige leraar, enige priester of dominee of pastoor, geestelike leier jou verhoed om die Bybel te lees en hy sê jy moet vertrou wat hy vir jou sê, dan is dit klaar vals. Jy moet steeds jou eie huiswerk gaan doen. Moenie as iemand wat lief is vir jou, soos ek, wat lief is vir jou,
en jou probeer reghelp in die mond skop nie. As jy dink ek praat chol, gaan lees dan die Bybel self. Julle sien ek haal die vers uit die Bybel uit. Ek praat nie net uit myself uit nie. In Markus 4:25 sê daar, wie julle oopstel vir my onderrig, dis Jesus se onderrig, nie my onderrig nie, Jesus se onderrig. Vir hulle sal nog meer gegee word, maar wie dit nie doen nie, van hulle sal selfs die bietjie wat hulle het ook nog weggeneem word. Jesus het self daar gepraat, dis nie ek nie. Jy sal 'n besluit moet maak en die goed opgee wat teen God se woord gaan. As jy dit nie kan doen nie, dan kan jy Jesus nie volg nie. Die Bybel doen die praatwerk, nie ek nie. Ons is lief vir die skepping van God. Ek is lief vir die mense. Maar ons haat die sonde. God haat sonde. Spreuke 6:16-19 sê, daar is 6 dinge wat die Here haat, nie eintlik 7 dinge waarvan hy 'n afskeid het. Oë vol hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, 'n vals getuie wat leuns verkoop, en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers. Wees eerder koud vir Jesus, as wat jy op die draad sit met die een voet in die donker en die ander voet in die lig. God en die duiwel slaap nie in een bed nie. Jy kan nie deel wees van God se koninkryk en goed doen wat teen sy woord is nie. God laat nie met ons spot nie. Kyk wat het met Satan gebeur, toe hy nie wou knie buig voor God nie. Maar my voorstel is, en my raad aan jou vandag is, meer 'n mens, meer 'n skepping van God. Wees vuurwarm vir die koninkryk van God. Doen jou bes en lewe in sy riglyne en bepalings. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Soos die storie van die ryk man en Lazarus in Lukas 16:19-31 wat jy kan gaan lees. Wanneer jy nie doodryk kom, is daar nie terugdraai kans nie. Jy kan nie terug aarde toe kom om die mense te kom waarsku nie. Jy moet die lewe nou lewe wat God van jou verwag. Wanneer God jou kom haal, is dit te laat. Lukas 9:23 sê, later het Jesus vir die mense gesê, dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Om dit reg te kry, moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as jou ware jou doodsvonnis teken deur elke dag jou kruis op te tel en agter my aan te stap. Jy het in jouself gesterf. Jy het jou eie ek teen die kruis vasgedruk of vasgespyker. Jy kan nie jou eie pad meer loop nie. Jy kan nie van God se genade 'n bespotting maak nie. Julle, meer as dit kan ek nie vir julle sê nie. Weet net dat ek is lief vir julle en ek wil net die beste vir julle hê. En as jy koud is, dan is dit oukei. Mag die Here jou oë oopmaak, mag hy jou van die kettinge, van die gevangenskap van Satan, van jou arms en van jou bene af wegruk. Soos om Angus altyd sê, een wonderwerk, een werklike wonderwerk is gelykstaande aan 1000 sermons. Mag God 'n wonderwerk in jou lewe laat gebeur wat jou nooit sal laat omdraai nie. Die deur is oop. Die deur na die wêreld toe is oop. Hy staan waarwyd oop. Maar ek kan nie deur daai deur gaan nie, want Jesus staan voor daai deur. Ek kan nie in my lewe dink om weer terug te draai nie. Hebreërs sê dan vir my, dit is moeilik om terug te draai, om terug te kom op die regte pad as jy eers die waarheid ontvang het en van die pad afdwaal. God se genade het my kom uitruk daar waar ek was. Hy het my uit die put van die hel uit gaan ruk. Want my hart was opreg. En my hart is steeds opreg. Jou hart kan nie opreg wees as jy steeds in God, buite God se bepalings en riglyne lewe nie. Hy kan jou nie beskerm daar nie. Hy kon my nie beskerm nie. Maar God het met sy eie 2 hande daai dag, wat ek nooit sal vergeet nie, my uit die put van die hel uit gaan ruk. En ek vra vandag dat jy vrywilliglik op jou knie sal gaan en God eerste stel en nederig voor hom gaan lees Psalm 51. Nederig voor hom pleit vir vergifnis
En as jy daar opstaan, deur die krag van die Heilige Gees daar opstaan, dan gaan jy in die teenoorgestelde rigting as van jou lewe wat jy nou lewe. En jy vertrou net op die Here, maak nie saak hoe moeilik die pad is nie. Jou gevoelens maak nie saak nie. Gaan lees Job, vanaf vers 38, 39, 40, 41. Wie is ons om God te bevraagteken? Wie is ons om die dinge wat hy doen te bevraagteken? Ek sê vir julle dankie dat julle die hele video gekyk het vandag. En ek bid rarig saam met julle vandag. Wil ek die Onse Vader bid vandag. En ek wil julle moet luister na die Onse Vader. En dit gaan toepas in jou lewe en elke liewe lyntjie in die Onse Vader gaan naslaan. Maak julle oë toe en bid asseblief saam met my. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, sodat ons skuldenaars kan vergewe. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Tel jou kruis op en volg Jesus. Ek tel eerder my kruis op daagliks en lewe swaar op hierdie aarde en kom eendag in die ewige lewe as ek 'n lekker lewe hier op aarde het. Of God bestaan of nie bestaan nie, ek wil dit nie toets nie. Ek wil nie eendag doodgaan en besef dat ek in die verkeerde lewe gelei nie. Ek hoop julle het 'n geseënde dag verder.